Baie welkom by ons diens op Facebook of YouTube. Ons is bly dat jy gekies het om te kyk en te luister. En ons vertrou dit met julle almal wat kyk waar ook al goed gaan in hierdie tyd van die jaar. Ons herdenk die Lydensweke en ons besig om op te bou na ons Paasnaweek program toe. Daar sal meer inligting volg in die volgende boodskap. Kom ons begin ons diens in afhanklikheid van die Here. Maak my u wil bekend, Here. Leer my u paaie. Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, want u is God, my redder. In u stel ek elke dag my verwagting. Dink aan die liefde en trou, Here, wat u van altyd af betoon het. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God, ons Vader, en van die Here, Jesus Christus, deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, as ons vandag bid, is dit 'n erkenning dat daar niemand soos u is nie. En daarmee bely ons dat ons glo dat u die lewende, die enigste, die ware God is, maar ook die God wat u hand uitsteek in liefde na ons toe en met ons elkeen in 'n verhouding wil staan. Dankie vir u genade, vir u liefde, vir u trou in ons lewens. Word vandag ook verheerlik deur die manier waarop ons ook hier en op hierdie manier saam is. Verder wil ons bid vir ons hele land met al sy mense en al sy uitdagings. Here, ons hoef nie eers vir u te probeer beskryf hoe 'n uitdagende tyd hierdie is in ons land ten opsigte van die politiek, die ekonomie, maatskaplike probleme, verhoudings en alles wat daarmee saamgaan nie. Ons is diep afhanklik daarvan dat u sal ingryp en wendings in ons land en in ons wêreld sal bring. Lei ons nou deur die Gees as ons 'n bietjie nadink oor ons geloof en oor u woord. Ons bid dit in afhanklikheid van u. Amen. Vandag is ons tema baie eenvoudig en baie kort. Dit is dood eenvoudig. Hoe glo ons? Nou, in 'n belangrike inleiding wil ek noem dat wanneer ons oor geloof praat of dink, is ons hooffokus, of die meeste van ons, se hooffokus gewoonlik op wat glo ons. Met ander woorde, die inhoud van ons geloof. En dit is natuurlik baie goed en baie belangrik om seker te wees van die inhoud van 'n mens se geloof. Ek dink in ons gereformeerde tradisie is hierdie konsep om oor die inhoud van ons geloof te praat en te dink nog sterker as in ander kerklike tradisies. As ek dink aan die begin van die reformatie en Martin Luther en die stellings wat hy opgestel het, dan besef mens dit het gegaan oor die korrekte verstaan van die Bybel en die korrekte inhoud van ons geloof, omdat daar soveel dwaling in sy tyd was en verkeerdhede wat eintlik reggestel moes word. Maar vandag gaan ons so 'n bietjie die soeklig laat val op hoe glo ons in plaas van op wat glo ons. Ek dink daar is nogal 'n paar opmerklike verskille in die manier waarop verskillende mense glo. Nou, baie van ons, veral van 'n sekere ouderdomsgroep, is dikwels geleer dat daar net een regte manier is. Dit is nogal 'n groot probleem deur die jare by kerke en by Christene en predikante ook, wat baie amper aan hulle aanstel om net een regte manier te verkondig. Nou, dis nie so eenvoudig nie, en dit is dood eenvoudig nie waar dat daar net een manier en net een regte manier is nie. Ek wil ons met vandag so 'n bietjie saam kyk en dink oor 3 verskillende maniere van glo.
Dis sekerlik by verre nie die enigste maniere van glo nie, maar dis 3 wat vir my bekend, opvallend en belangrik is. En die een sluit nie noodwendig die ander uit nie, alhoewel 2 van die 3 redelik in teenstelling met mekaar staan. Dan dink ek is dit belangrik om ook te sê, wat is die doel van hierdie tema of die behandeling van hierdie tema? Ek sou dit baie eenvoudig in 2 punte wil opdeel. Die eerste is dat ek dink, ons elkeen het nodig om so 'n bietjie duidelikheid te kry oor ons eie manier van glo. Baie keer doen ons iets, soos ons het 'n manier waarop ons glo, maar ons dink nie vreeslik daaroor nie, en ons ontleed dit nie, en ons maak nie eintlik vrede daarmee nie. En ek dink is belangrik dat 'n mens sal weet, wat is eintlik jou hoofingesteldheid ten opsigte van die manier waarop ek en jy glo. Die tweede is natuurlik om te probeer om 'n bietjie begrip te kry vir mense wat op 'n ander manier as ek glo. En eerder as om dit net af te maak of daarvan te verskil, of hulle miskien selfs te verkleineer, kan dit van waarde wees om net so 'n bietjie insig te kry dat daar meer as een manier van glo is, en dat daar redes is waarom die manier waarop mense glo ook by hulle kan verskil. En dan natuurlik wanneer ons meer begrip het, kan ons ook meer in liefde en met 'n goeie gesindheid teenoor mekaar optree en met mekaar praat oor hierdie dinge. Die eerste tipe geloof waarby ek wil stilstaan in die eerste hoofpunt is wat ek sal beskryf as naïewe geloof. Nou ek moet daarby onmiddellik sê dat baie mense het groot geword met die voorbeeld van naïewe geloof en baie keer met die oortuiging dat dit die enigste manier van glo is en die regte manier van glo is. Hoe kan ons hierdie vorm van geloof beskryf, naïewe geloof? Dis mense wat nie vra nie, of wat ten minste verkondig dat mens nie behoort te vra nie. Nie oor geloof nie, nie oor God nie, nie oor die Bybel nie. Mens moet heeltemal naïef net glo. Nou een van die vorme waarop het uitgedruk word, is dat mense sal sê, hulle glo alles wat in die Bybel staan, net soos dit daar staan. Met ander woorde, 'n baie letterlike opneem van alles wat in die Bybel staan. Hierdie naïewe geloof word baie dikwels ook beskryf as 'n kinderlike geloof, en die daai term wil mense 'n sekere sanksie daaraan verleen. En wanneer mense praat van kinderlike geloof, dan word 'n teks uit die Nuwe Testament gewoonlik verkeerd aangehaal. Een van die plekke waar dit staan is Markus 10 vers 15, waar Jesus en die kindertjies. En dan word daar sommer so vry in die volksmond aangehaal dat Jesus gesê het, 'n mens moet soos 'n kind glo. En vir die meeste mense is die interpretasie van daai verkeerde aanhaling dan, dat 'n mens moet kinderlik glo, of glo sonder om krities te wees, of glo sonder om vrae te vra. Eintlik is dit nie wat in die teks staan nie. Wat Jesus daar sê is dat 'n mens die koninkryk van God soos kinders moet aanvaar. En as ons in diepte in daardie teks ingaan, dan kom ons agter dit gaan meer oor die kinders se gesindheid van afhanklikheid, en dat daar geen poging tot verdienste is nie. Kindertjies is geneig om hulle absolute afhanklikheid te besef. En ons as volwassenes besef nie altyd ten diepste ons afhanklikheid van God nie, omdat ons so baie staat maak op ons eie insigte en ons eie ervarings en ons eie menings. Maar kom ons kyk eers na die positiewe en die mooi van naïewe geloof. Want ek wil nie vandag een van hierdie 3 tipes geloof probeer diskrediteer of afmaak of as minderwaardig beskryf nie. Daar is iets pragtig en kosbaar aan 'n naïewe geloof, en baie keer in 'n mens se verhouding met mense
wat naïef glo, kan mens net vir hulle die grootste respek hê en ook baie by hulle leer. Ek gaan vandag net 3 voorbeelde noem. Mens sal natuurlik nou wil hê dat elkeen verder self gaan lees in die Bybel of dink aan voorbeelde. Die eerste voorbeeld wat ek wil noem, vind ek in Psalm 131. Maar ek herhaal, het sal goed wees as mens dan 'n klomp psalms gaan lees en hulle na die boodskap probeer indeel oor watter spreek van naïewe geloof en die ander tipes geloof wat ek gaan beskryf. Psalm 131 is my 'n mooi voorbeeld van 'n naïewe geloof. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd. Daar is regtig mense wat hulle nie ophou met al die moeilike vrae oor die ontstaanstyd van die skepping en talle ander moeilike vrae nie. En of dit nou waar is dat dit 'n walvis of 'n ander groot vis is wat Jona ingesluk het nie, en of al daai slegte dinge regtig met Job gebeur het en so meer nie. Daar's net 'n rustigheid in hulle geloof en 'n rustigheid in hulle verhouding met die Here. Dan wil ek graag 'n tweede voorbeeld noem. En dit is die bekende woorde in die boek Habakuk. Nou, Habakuk se geloof kan ook beskryf word as 'n naïewe geloof, of ek het dit al baie keer beskryf as 'n nogtans geloof. Dat ongeag die omstandighede of die probleme voorhande, glo hy nogtans onwrikbaar in God en God se voorsiening. Kom ons lees dit uit Habakuk 3, net vers 17 tot 19. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Dan die derde voorbeeld wat ek wil noem is 'n lang stuk om te lees. Ek gaan dit nie hier lees nie. Hebreërs hoofstuk 11, daai bekende eerste vers wat sê geloof is om seker te wees van die dinge wat ons nie sien nie, om ons hoop te vestig op dit wat God beloof het. En dan word daar in Hebreërs 11 'n hele lang lys van mense genoem, wat vir ons voorgehou word as geloofshelde. En die goue draad wat deur daardie name loop, is dat dit almal mense is wat as voorbeelde gebruik word, van mense wat God se beloftes geglo het, hulle absoluut daarop verlaat het, hulle vertroue daarin gestel het, sonder dat hulle dit wat hy beloof het, kon sien, sonder dat daar enige bewyse van was. Hulle het God op sy woord geneem en naïef geglo. En dis 'n pragtige voorbeeld. Die tweede tipe geloof waarna ons vandag kyk, wil ek beskryf as rasionele geloof. Iets waarop daar vroeër jare baie neergesien is, kritiek gelewer is, maar intussen het dinge nogal baie verander. En ek dink vir mense wat 'n rasionele tipe geloof het, moet daar ook meer en meer gerusstelling wees dat dit regtig aanvaarbaar is dat mens 'n rasionele tipe geloof eerder as miskien 'n naïewe geloof sal hê. Hoe kan ons hierdie rasionele geloof beskryf? Dis mense wat wil verstaan. Hulle wil nie hoor, jy moet net glo. Of nee, daar is nie bewyse nie, dit is net soos dit is.
Dis mense wat kritiese vrae wil vra en kritiese vrae vra. Oor dinge wat in die Bybel staan, oor die sogenaamde botsings tussen geloof en wetenskap, of die Bybel en wetenskap, selfs ernstige vrae het oor sekere gedeeltes in die Bybel, of dit letterlik opgeneem kan word of nie. Nou ja, kom ons dink en begin by waarskynlik die bekendste voorbeeld in die Bybel. In Johannes 20 lees ons van Thomas. Jesus is opgewek uit die dood, hy het begin met 'n reeks verskynings, en hy het op 'n stadium aan die disippels verskyn, en Thomas was nie daar nie. Daarna het hulle vir hom vertel, Thomas, Jesus is uit die dood opgewek en ons het hom gesien, hy lewe. En dan maak Thomas hierdie baie bekende uitspraak van, as ek nie die merke van die spykers aan sy hande kan sien, en my vingers daarin sit nie, en as ek nie my hand in die wond in sy sy kan steek nie, sal ek nooit glo nie. En so het Thomas verkeerdelik die bynaam gekry van die ongelowige Thomas. En gebruik ons dit baie keer as 'n spreekwoord in Afrikaans, om na mense te verwys. Ek verwys nooit na Thomas as die ongelowige Thomas nie, maar as die kritiese Thomas, wat 'n rasionele geloof gehad het. En ek het al by 'n geleentheid gepreek en gesê, dankie tog, Thomas wou seker maak dat Jesus lewe, en dat hy as ooggetuie daarvan ook sy boodskap aan ons kon oordra. Wat belangrik is van Thomas, is nie Thomas nie, maar Jesus se reaksie. Jesus het hom tegemoet gekom, en by 'n volgende keer aan hulle verskyn terwyl hy daar is, en hom toegenooi en gesê, Thomas, kom, sit jou vingers in die wonde in my hand, en sit jou hand in die wond in my sy. Met ander woorde, kom maak seker. Tweede voorbeeld wil ek verwys na Psalm 73. Psalm 73 is ook te lank om hier te lees, gaan lees dit asseblief. 'n pragtige psalm waarna verskriklike mooi ontwikkeling is van iemand wat absolute onsekerheid en twyfel beleef, maar deur God oortuig word en gelei word tot sekerheid. In 'n netedop in Psalm 73 lees ons van iemand se worsteling met die vraag, hoe kan goddelose mense so voorspoedig wees en net aangaan en aangaan en aangaan, in teenstelling met hom as gelowige wat probeer om aan die Here getrou te wees, wat soveel teëspoed ervaar. Hy beskryf dit as, elke nuwe môre bring vir my net straf. En dan skryf hy op 'n stadium, ek het daaroor diep nagedink om dit te verstaan. 'n rasionele, kritiese geloof. Ek het daaroor diep nagedink om dit te verstaan. En ook in hierdie geval kom die Here die psalmde skrywer tegemoet en openbaar aan hom sy teenwoordigheid, sy trou, sy liefde. En dit is wonderlik oor hoe sy lewe en sy getuienis kon verander. Moet asseblief nie vir mense wat 'n rasionele tipe geloof het, laat skuldig voel oor die vrae wat hulle vra nie, en hulle kritiseer oor die vrae wat hulle vra nie, en hulle dikwels behandel asof hulle geloof minderwaardig is, in teenstelling met mense wat 'n naïewe tipe geloof het. Mense met 'n rasionele tipe geloof, dit help hulle geweldig baie om die gerusstelling te hê en te hoor dat alles in die Bybel nie op een vlak lê nie. Dat daar in die Bybel verskillende literatuursoorte is. Dat 'n gelykenis byvoorbeeld iets is wat nie regtig gebeur het nie, maar 'n storie is wat Jesus vertel het
om 'n sekere boodskap oor te dra. Dit help hulle om te weet dat alles in die Bybel nie letterlik opgeneem hoef te word nie. Dit help hulle om te weet dat daar is dinge in die Bybel wat bloot simboliek is, of wat beeldspraak is. Maar daar hoort tog een waarskuwing by mense met 'n rasionele tipe geloof. En dit is dat dit nie verkeerd is om 'n rasionele geloof te hê nie, maar solank my eie denke en my beperkte begrip nie my enigste of my finale maatstaf is om te glo of iets waar is of nie. Wie ook al hierdie geloofsstyl het, moet absoluut rekening hou met ons beperkte vermoë, ons beperkte ervaring. Iemand het een keer dit so mooi uitgedruk, professor Roard Gansevoort, en hy het gesê, ons is nie eers intelligent genoeg om die intelligensie van diere te verstaan nie. En tog maak ons al hierdie verskriklike uitsprake oor wat is wat en hoe is hoe, en wat is moontlik en wat is nie moontlik nie. Die derde tipe geloof wil ek beskryf as ervaringsgeloof. Miskien 'n woord wat nie baie gehoor word nie en nie baie gebruik word nie. Wat is ervaringsgeloof? Dis 'n geloof wat gebou is op 'n verhouding met God. Wat gebou is op die belewennisse en ervarings wat 'n persoon in en deur hulle lewe met God gehad het. Hoe hulle God beleef het in sekere situasies. Hoe hulle God se verhoring van hulle gebede beleef het. Van hoe hulle God se ingryping in hulle omstandighede beleef het. In my blootstelling is dit gewoonlik 'n baie diep en 'n baie ryk tipe geloof. Dikwels iets wat oor jare gegroei het en nie bloot gebaseer is op een unieke belewenis van God, of een unieke ervaring, of een unieke ingryping van God in hulle lewe nie, maar iets wat met tyd en deur verskeie situasies gegroei, ontwikkel en verdiep het. Kom ons praat vir 'n oomblik oor die moeilike deel van ervaringsgeloof. Die moeilike deel daarvan wil ek eenvoudig beskryf as dat dit is dinge wat ons nie kan bewys nie. So mense het 'n sekere belewenis gehad, jy het 'n sekere interpretasie gehad, jy het oor 'n sekere iets gebid, God het op 'n sekere manier ingegryp, en jy het sy omgee, sy genade beleef. Maar behalwe dat dit moeilik is om vir iemand anders dit te verduidelik in diepte, is dit eintlik onmoontlik om dit vir hulle te bewys. En daar is baie mense wat net eenvoudig nie luister as jy nie vir hulle kan bewys nie. Tweede aspek wat dit moeilik maak, is dat wanneer jy hierdie tipe geloof het, ervaringsgeloof, is daar mense wat dit wat jy beleef het en dit waarvan jy getuig, sal beskryf as, maar dit was toevallig. Of dit was 'n subjektiewe ervaring. Of selfs so ver gaan as om te sê, dit was waarskynlik jou verbeelding gewees. Soms is die dinge wat mense beleef het baie groot, baie intens, lewensveranderend. Partykeer was dit 'n reeks baie klein dinge, maar dit het soveel keer gebeur, dat hulle net geen twyfel het oor God se betrokkenheid daarbey nie. Maar ek dink ten opsigte van enige iemand wat hierdie geloofstyl het, die geloofstyl van 'n ervaringsgeloof, moet ons regtig moeite maak
om ons los te maak van 'n paar dinge. Die eerste is om jouself heeltemal los te maak daarvan, om dit wat jy beleef het en hoe jy God sien en ervaar, enigsins te probeer bewys. Haal daai las van jouself af. Jy hoef nie dit wat jy in jou verhouding met God ervaar, beleef het, aan enige iemand te bewys nie. Die tweede lê baie naby daaraan. Ek dink mens moet die druk van jouself afhaal om enige iemand te probeer oortuig. Onthou, daar is baie mense wat nie oortuig wil word nie. En ons het nie nodig om hulle te oortuig nie. Ek sal dit liewer positief wil stel. Mens moet weet wat jy weet. Ek wil dit herhaal. Want ek dink baie mense met 'n ervaringsgeloof sal sê, maak nie saak wat julle sê nie, maak nie saak wat julle dink nie. Ek weet wat ek weet. Ek het dit beleef, ek het dit ervaar in my verhouding met God. Tweedens dink ek mens moet aan dit wat jy beleef het en ervaar het, styf vashou. Dit kosbaar vertroetel. En derdens dink ek mens moet dat die vrede wat dit vir jou gee, moet jy deel maak van wie en wat jy is. Paulus praat op 'n stadium van 'n vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Ek gaan volstaan met 2 voorbeelde van ervaringsgeloof. Die eerste wat ek graag sal wil noem is Paulus. Paulus het op pad na Damaskus toe om die vroeë Christene te vervolg 'n baie intense ervaring van God en by name Jesus Christus gehad. En interessant dat dit 5 keer vir ons genoem word in die Nuwe Testament. En dat daar telkens gesê word, hy het Jesus gesien en gehoor. So Paulus se Damaskus ervaring was 'n belewenis van God, wat hy nie kon bewys nie, en wat hy nooit nodig gehad het om te bewys nie, maar dit het sy hele lewe radikaal verander, want hy het geweet wat hy geweet het. In Paulus se geval moet ons nie dink is net daardie baie bekende Damaskus ervaring nie. Terwyl hy met sy werk besig is, lees ons telkens dat God dinge aan hom openbaar, hom insig gee, hom rigting gee, vir hom die pad wys, die woorde gee. En dan dikwels ook in sy lewe ingryp, sodat hy nie in 'n tronk gestop en vergeet word, of doodgemaak word, voordat hy ook sy groot werk vir God kon doen nie. Paulus se lewe moes 'n geweldige, interessante ervaringsreis met God gewees het. Tweedens wil ek Psalm 71 as 'n voorbeeld gebruik, en daar gaan ek net 2 kort gedeeltes uit die Psalm lees, maar weer almal aanmoedig, gaan lees sommer so reg deur die Psalms, of lees die opskrifte van Psalms, en kyk hoeveel kan jy dalk ook van hulle indeel, as Psalms wat gebaseer is op ervaringsgeloof. En nie net die Psalms nie, ook talle ander verhale in die Bybel. God se ingryping in mense se lewens. Maar kom ons lees uit Psalm 71, vers 4 tot 8 en vers 17 tot 19. My God, bevry my uit die hand van goddeloses, uit die greep van skurke en verdrukkers, want U, Here, U is my hoop. Op U, Here, het ek van jongs af vertrou. U is my hulp van my geboorte af. Reeds voor ek in die wêreld gekom het U my beskerm. U loof ek gedurig deur. Ek is vir baie 'n wonder, want U is my veilige toevlug. Ek besing U lof en U roem gedurig deur. U het my van jongs af onderrig, o God, en ek getuig nou nog van U kragtige dade. Nou dat ek oud en grys geword het, moet U my tog nie alleen laat nie,
o God, dat ek nog aan die geslagte wat kom, kan vertel van u werk en u mag. U verlossingswerk, o God, is oneindig groot. Groot is die dinge wat u gedoen het. Wie is soos u, o God? Ek wil afsluit met 'n paar baie eenvoudige riglyne. Gaan dink na oor hoe jy glo. En saam met die nadink kan jy miskien met iemand na aan jou 'n bietjie gesels oor hoe jy glo. Tweedens, onthou daar is nie net een regte manier nie. Derdens, ons is ook nie beperk tot net een keuse uit hierdie drie nie. Daar's baie mense wat 'n baie sterk rasionele geloof het, maar wat met die jare ook ervaringsgeloof beleef. En dan moenie oordeel oor ander nie. Laat ruimte vir mense wie se manier van glo anders is as joune. Luister en baie keer nie net ruimte laat en luister nie, maar ook om te leer by mense wat in 'n unieke en 'n baie nou verhouding met God staan en wie se geloof 'n ervaringsgeloof is. Laastens, kom ons elkeen vra vir God om ons te help om te groei in ons geloof. Amen. Here, dankie vir die verskeidenheid van lering wat ons in u woord ervaar. Vir die verskeidenheid mense in wie se lewens u ingegryp het en verskeidenheid situasies. Dankie vir die wonderlike manier waarop mense dit wat hulle glo oorvertel het en uiteindelik neergeskryf het en oorgedra het. Gee dat dit tot ons almal se geloofsversterking kan lei. Dan bid ons dat jy ons elkeen individueel en persoonlik ook sal lei op ons geloofspad. Dit alles in afhanklikheid van u. Hoor ons asseblief. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die seënende en lerende teenwoordigheid van God die Heilige Gees, bly by jou. Amen.